Vanessa, dis 'n baie belangrike vraag. En ek hoop die senior persone in die samelewing, ek wil nie eers sê ouer persone nie, want ouderdom is vir my 'n getal. Dit hang af wat jy dink, waarmee jy besig is en waarmee jy jou besig hou. Die ding dat mense jare terug op 50 of 55 afgetree het en op pensioen gegaan het, dink ek is die grootste fout wat werkgewers kan maak. Want mense van ons ouderdom, ons senior mense, ons het die pad geloop. Ons weet presies wat aangaan, ons weet wat se foute ons gemaak het en ons kan dit oordra aan ons kinders en ons kleinkinders. Oorgeset synde, hoekom is dit belangrik dat ek vir die senior mense in 'n samelewing sê, doen iets. Ons kan hierdie land verander en net ons kan dit verander, ons ouer senior mense, want ons het die tyd, onthou nie dit. Ons kinders werk, maar ons het die tyd. Vergeet dit om heeldag voor die TV te sit, hou asseblief op daarmee. Lees goeie boeke, maak tyd vir boeke, maar ook net beperk dit, want jy kan die verskil maak. Jy kan op die sypaadjie gaan skoffel. Jy kan in jou tuin groente plant. As jy in 'n aftreeoord is, vind uit wat basie grond, gaan maak tuin, vind uit, kry boeke, hou besprekings. Ons reël op die oomblik deur Gryskrag 'n brugbouprojek oor die hele Suid-Afrika, waar ons mense gaan betrek. Nou praat ek van afgetrede mense, advokate, ingenieurs, noem hulle. Daai mense het ons nou nodig en dit gaan jou denke verander. Jy gaan nie oud word nie, jy gaan nie oud voel nie en ek dink ons kan 'n groot verskil maak. Ek dink nie, ek weet en ons, ek en jy gaan dit regkry. Wel, in die eerste plek, die een wat gee, doen dit uit sy hart uit. En omdat dit die woord van God sê vir ons moet die minderbevoorregte help en waar mense swaar kry. Ek kan net noem dat Finbond Groep Beperk byvoorbeeld het 'n huis gekoop vir minderbevoorregte weeskinders hier in Pretoria en ons onderhou die House of Tshwane, waar daar ook omtrent so 40 kindertjies is wat dood eenvoudig net weggegooi is. Dis nou maar net 2 wat ek noem. Dan is ons baie betrokke by aftreeoorde, want ons weet hoe gaan dit daar. Baie keer gee die regering nie die subsidie aan hulle nie, en is daar nie die nodige doeke byvoorbeeld, of hulle kry net 'n baie lae toelaag wat SASSA aanbetref. Hulle kan nie hulle eie persoonlike goed koop nie, wat hulle higiëne aanbetref nie, so daarvoor gee ons geld. En ek wil regtig 'n beroep doen op organisasies daar buite, om na hierdie plekke te kyk. Gee om vir mense en wat doen dit aan hulle? Dit hef hulle op. Dis ons waarvoor ons daar is. Ons moet kyk na ons medemense, ons moet kyk na ons kinders, ons moet kyk na ons senior persone. Die senior persone het die pad geloop. So dink julle nie ons is dit verskuldig aan hulle nie? As my ma en pa nog geleef het, sou ek uit my pad het gegaan om vir hulle te sorg. Want waar jy is vandag, jy as kind, jou ouers het jou daar gebring. En hoe bedank ons hulle? Dit is vir my baie belangrik. So waar jy in 'n situasie is, wat jou situasie is, dink eers aan jou ouers. Dink aan die mense wat in aftreeoorde is, wat nie meer kinders het nie, wie se kinders oor see is, wat hulle ouers noodgedwonge daar moes sit, maar nie besef wat die toestand daar is nie. So dis 'n opheffingswerk en te doen die een wat gee baie goed en die een wat ontvang, hef mens net op weer op 'n standaard wat nodig is. Ja, Vanessa, dit is 'n absolute voldonge feit, die sirkulêre wêreld waarin ons leef vandag. En wat vir my skokkend is dat mense nie openlik hulle geloof wil verklaar nie, wat wegskram om byvoorbeeld 'n gebed te doen, wat wegskram om byvoorbeeld by vergaderings te open met skriflesing en gebed. So ek doen dit oral waar ek kom. Ek kry al baie kritiek daaroor gekry, ek steur my dood eenvoudig nie daaraan nie, want my geloof is sterk, ek glo in my God, en ek wil hê almal moet die pad loop. Onthou net as jy dit nie doen nie, veral jy wat nou vir my sit en luister, laat jy 'n baie groot leemte. Want dit wat jy leef, moet jy uitdra. As jy skaam is vir die Here, hoe kan jy hom ooit eendag in die oë kyk? Want die Bybel sê baie uitdruklik vir ons, as jy my nie erken as jou God nie, hoe kan ek jou erken as jy eendag na my toe kom? So onthou net,
Dit hang van jou af. Jy as senior persoon kan 'n baie groot verskil maak, waar jy ook al kom. Watse vergaderings jy bywoon, staan op vir wat reg is, staan op wat die woord vir ons leer en kyk watse verskil kan dit in ons land maak. Moenie wegskram van die waarheid nie, moenie wegskram van die woord nie. Dit is so belangrik.